found. You got a lion inside those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy. Lift up your song. You got a lion inside those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy. Lift up your song. You got a lion inside those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw my hands, praise you again and again. All that I have is a Amen. Ons gee die Here lof op vanmorgen. Halleluja. Dis so bereid om die naam van die Here groot te maak. Kyk of jou langs is en vir hom, ek is so bly jy is hier. Ek in die sitplek, ek weet ook baie welkom vanmorgen aan elkeen van u wat vanmorgen hier is. En ons wil spesiaal van die maas sê, baie gesien die Moedersdag vanmorgen. Ons gaan vanmorgen so 'n bietjie praat oor Moedersdag. Ek glo dis 'n baie gepaste ding om te doen, altyd om Moedersdag en Vadersdag te preek oor die mans en die vrouens. Maar het is baie moeilik om oor 'n vrou te bedien. Die handboek is nie daar geskryf nie, so ons is nog nie in volle terme van hoe dit werk nie, maar ons weet daar sekere beginsels. Laat ons vanmorgen so 'n bietjie met jou praat oor die hart van 'n moeder. Sien, ek verstaan dalk nie alles nie, maar ek verstaan die hart van 'n moeder. So ek gaan vanmorgen met jou deel, soos wat die Here laas nag met my gedeel het, en ek wil vir jou saamlees uit Eksodus die 2de hoofstuk uit van vers 3 af. Hy sê, maar toe hom nie langer verborgen kon hou nie, het sy hom in 'n mandjie van biesies geneem, en dit met lijmgrond en put bestryk, en sy die seentjie daarin neergelê, en dit in die riete aan die kant van die nou gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan, om te wete te kom, wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om te bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl het en weer geloop het. Toe sien hulle die mandjie tussen die riete, en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind, en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dis een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy ook vir u seentjie kan grootmaak. En Farao se dogter het geantwoord daar, ja, ek het 'n jong meisie het geloop en die seentjie se moeder gaan roep. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor u. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, dat alle verstand te boven gaan, dat u vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons vanmorgen toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat u vanmorgen vir ons sê. Is my gebed in die kostbare naam van Jesus, en ek dank u daarvoor. Amen en amen. Ek sien die verhaal hier so van die Hebreërs, die Israeliete wat uitgeboor word in Egipte land. Ek sien dat hulle die seentjies onder 2 vat en hulle doodmaak, en hulle vat en omdat die bevolking is besig om te groei, en hulle wil dit keer, hulle wil dit stop. So hulle vat al die seentjies onder die ouderdom van 2 en maak hulle dood. En dadelijk toe ek hierin gaan
het, of die ouens wat 'n opdrag gehad het, was daar altyd op 'n baie jong ouderdom 'n aanslag teen hulle lewens. En hier het my dadelik laat dink, want ek het gedink aan Jesus, daar was aanslag teen sy lewe toe hy jonk is, en al hierdie klas van goed, en terwyl ek met hierdie goed sit en deel, toe sê die Here vir my, maar ek wil hê jy moet gaan kyk na 'n moeder se hart. Dis snaaks dat toe hulle die kind nie meer kon wegsteek van die Egiptenaar af nie, toe hulle nie meer kan vat en hom verberg nie, toe vat sy hom en sy vat 'n mandjie wat sy gemaak het uit riete uit, en sy smeer hom met pink en met lijmgrond en sy sit die kind daar binne. En dadelik kom dit by my op, daar soveel dinge wat 'n ma sal doen om haar kinders te beskerm met alles binne haar. Sy sal hierdie kind vat, sy sal fisies iets maak om te kyk dat dit vir die kind pas. En hier het my nogal aan dink, want toe sy Moses daarin sit, was daar sekerlik besluite wat in haar gedagtes opgekom het, wat sy sal moet na kyk. Want die eerste een is, die Nyl is nie net water nie, daar's ook krokodille. So ek sal moet kyk na die gevare wat daar moontlik kan wees, maar ek weet verseker, as hy op hierdie plek gaan bly, as hy by my gaan bly, gaan hy sterwe. Maar as hy tussen die riet is, het hy dalk moontlik 'n kans. Ek wil dit hoor vanmôre, mamma, want daar's baie kere wat jy besluite maak oor jou kind se lewe, terwyl hy nog in die moeder skoot is, of terwyl hy besig is van jongs af, om op te groei, wat bepaal wat gaan gebeur. En dit maak nie dat jy nie vanmôre staan voor besluite sonder gevare nie. Ons moet baie keer dodelike besluite maak oor ons eie kinders se lewe. Stoor waarvan praat jy? Ons is in 'n moderne eeu, gaan hy die end vat of nie? Gaan ek hom by die hospitaal los of nie? Gaan ek sekere dinge doen of nie? Gaan ek my kind vat en hom vertrou in iemand anders se hande of nie? Ons leef in 'n siek wêreld. En dadelik kom dit by my op, daar sekere dinge wat 'n ma baie keer doen, wat teen haar hart ingaan. Maar sy weet, daar sekere goed wat sy moet doen. En terwyl ek hier dan gaan sit en dink ek by myself, ek wonder hoeveel ma's moes al sulke besluite maak oor hulle kinders. Wat is die medikasie om te gee as hy siek is? As die kind sê, dan weet ons nie, ons man sê nie altyd dat ek gaan nie eens weer weg nie. Maar dan die kind sê, dan weet die maak precies wat aan gaan. Hoe hy krampies, gee soms die krampwater, hoe hy dit drank, dan denk ek altyd by myself, ek het niks gehoor nie. Maar omdat die ma se hart een is met die kind se hart, weet sy presies waar hy gaan en wat hy nodig het. En dadelik begin die Here met my oor te praat, want jy sien, 'n ma se hart is heeltemal anders aan mekaar gesit as ons man se. Mans, hoor wat ek vanmôre vir jou sê, jy sal aangaan tot op 'n punt toe vir jou kinders, jou vrou sal nooit opgee op 'n kind nie. Ongeag wat. En dadelik toe ek hierna gaan sit en kyk, toe dink ek, wauw, nou verstaan ek die eerste keer in my lewe, hoekom hulle baie keer die Heilige Gees vergelyk met 'n vrou. En hoekom hulle Jesus vergelyk met 'n moederhart. Vir die rede, hy sal nooit opgee op my en jou nie. Maak nie saak waar ons gaan, hoeveel beproewing ons deurgaan, hoeveel dinge ons moet sien nie, hy sal nooit opgee op jou nie. Nou, wil dit vanmôre hoor, want wie wens die amazingste, binne in my hart het iets opgekom, hy sal nie opgee op my nie. Sê dit vanmôre vir jouself, hy sal nie opgee op my nie. Weet wat? Ek wil dit hoor en verstaan en dit sê vanmôre, vir die rede, God sê in sy woord, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verraad nie, ek is met jou tot aan die volleinding van hierdie wêreld. En daar
'n ma verstaan nie altyd hoekom sy iets doen nie. Vrouens, ek weet nie, ek praat onder korrupsie of korreksie of wat ook al. Maar vrouens doen partykeer goed, weet hulle nie hoekom nie. Ek het baie keer met Annelie dan doen sê, sy sê, hoekom doen jy dit? As sy sê, ek weet nie. Dan dink ek is nie so nie. As ek iets doen, weet ek hoekom ek doen. Sê my, hoekom jy dit doen? Sê, ek weet nie. Dan dink ek by myself, maar daar sekere dinge wat God in 'n moederhart geplant het, wat ons nie altyd verstaan nie, want jy sien, God het 'n plan gehad met Moses se lewe. Sy ma het geweet, sy moet hom aan die lewe hou ten alle koste. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, was dit nie vir 'n moederhart nie, sou Moses nooit kon opgroei nie, en sou die volk nooit uit Egipte land uit gelei gewees het nie. So ma, as daar dinge is wat partykeer in jou hart opkom, al verstaan jou man dit nie, al verstaan ek dit nie, doen dit. Want weet wat, baie keer gee God jou 'n opdrag in die binneste van jou binnekamer, waar niemand anders kan sien nie, wat jy weet, ek weet nie hoekom nie, maar ek weet, ek moet dit doen vandag. Jy sien, om iemand te beskerm wat 'n visie dra, beteken om hom van geboorte af op te pas. Jy sien, ons weet nie altyd wie van die beste, die sterkste, die slimste en die grootste ouens word in die wêreld nie. Dis om 'n ma het dan die instink om hom op te pas, ongeag wie dit is. Ek was hierdie week by 'n wildreservaat en een van die amazingste goed wat ek gesien het, is een van die bokke wat daar was, het 'n gebrek gehad. En hulle het hom onmiddellik uit die trop uitgestoot. Hoekom? Want hy is nie die sterkste een nie. Maar dit is nogal snaaks toe hom uitdruk dat sy ma altyd naby hom bly. Die gids het vir ons gesê, dis amazing dat die ma altyd by hierdie enetjie bly. En dadelik toe begin ek te besef dat daar sekere goed wat ons nie verstaan nie, maar wat die hart van 'n moeder begrip het van. Ek gaan kyk dadelik na 'n vrou wat voor God gaan lê en huil vir 'n kind. En terwyl sy voor God lê, te sê die Here vir haar, ek sal jou 'n seun gee, maar jy moet hom Samuel noem. En jy gaan hom op 'n jong ouderdom moet teruggee vir my. Nou, ek weet nie of weet jy dit nie, Moses was op 6-jarige ouderdom vir Farao se dogter gegee, sodat sy hom kon grootmaak daarvan, maar tot op 6 toe, terwyl hy so van sy ma, en terwyl hy saam met sy ma is, het sy ma die kans gehad om 'n fondasie op te bou, wat niemand kon verbreek nie. Nou, dadelik toe ek aan hierdie vrou dink, wat daar sit en die Here sê vir haar, ek sê jou seun gee my, vir hom teruggee, want ek gaan hom gebruik, en dadelik kom dit by my op. Ek wonder of het sy besef hoe groot Samuel se rol in die samelewing sou wees. Hy sou die koning van Israel gaan salf het. Hy sou gegaan het en Dawid gaan salf het as koning, nog voordat die ander koning dood is. So wat hy eintlik gedoen het is, hy het treason gedoen. Weet nie of besef jy dit nie. En dadelik gaan dink ek hier aan dat, omdat God die hart van 'n ma ken, maak wil jy met dit hoor, tot op die ouderdom van 6, 7, is jou kind, manlik of vroulik, 100% afhanklik van jou. Sy opvoeding is afhanklik van jou. Ek sien dit met my kleinkind. My kleinkind is nou 3,5, amper 4. En weet wat sê, amazingste van ons, daar is baie goed wat sy ma doen, wat ek sien, wat hy doen. En dis nogal die amazing gedeelte,
En ja, ek verstaan die konsep, maar die grondslag is besig om gelê te word. En ma moet nooit ophou om die grondslag van jou kinders te verwaarloos. Moenie dink dat jy dit minag of dis nie belangrik nie. Kan ek vandag vir jou sê, die vormingsjare van enige kind is van 0 tot 6. Die alles boontoe is bepaal deur wat in die vormingsjare van 'n kind gedoen is. Kan ek dit maar vir jou vanmôre noem, maar ek wil jy moet dit verstaan. Dis omdat jou hart gefokus is op sekere dinge, dat 'n kind anders begin reageer. Ek wil begin klaarmaak, want dis Moedersdag. Ek weet daar's 'n skaapbout in die oond, en ek weet daar's restaurante wat wag. Ek wil begin klaarmaak deur vir jou te sê dat toe ek gaan kyk na die lewe van Moses, toe sien ek hoe God sy eie ma gebruik om hom te sorg tot op 6. Weet wat is die moeilikste ding vir enige ma? To let go. Ek weet van ma's wat nou nog onder ma's regering staan. Vergeet my dat ek dit sê. My eie broer, my ma het eendag hy droog gemaak, ek sal nooit vergeet nie. Toe bel my ma, toe sê sy, ek stap jou terug in jou baby boots en ek maak jou oor groot. Jy het maar so gesê? Ja, amen. Jy sien, en baie keer kyk ons as ouers of ons ma's na ons kinders, dan wonder ons, waar het ek fout gegaan? Kan ek vir jou sê, jy kan net 'n fondasie lê, niemand anders kan bou, behalwe die kind nie. Want hy met sy eie lewe begin vorm en bou soos dit gaan. Ek is nie 'n boumeester nie, maar ek het baie keer my seun so 'n bietjie reggehelp om vertel, hey, jy skeef, kom. Handelinge 5 toegepas, om goed verduidelik, bly in lyn. Jy sien dat ek het besef, as ek die fondasie, sy ma die fondasie gegooi, maar as ek as pa, om bietjie kan in lyn hou, dan behoort hy, dan hoogte te bereik, sonder enige moeilikheid. As ma's wat baie keer 'n kind 'n stand moet gee, dat hy luister. My ma het nie geglo 'n stand nie, sy het geglo 'n vleis. Werk perfek. Sal effek. Hy kom Jesus by die bruiloft van Kanaan. Sy ma kom by hom, sy sê vir hom, daar's geen wyn nie. Hy sê, vrou, wat het dit met my te doen? Sy draag na sy disciples toe. Hy sê, van my tyd het nog nie aangebreek nie. Sy draag na sy disciples toe. Sy sê, doen net alles wat hy sê. Wat doen sy? She put him on the spot. En sy stamp hom in die water. Ek was 4 jaar oud toe ek geleer swem het. Weet jy, ek geleer swem, ons te plaasdam gehad. Toe kom my broer Jacob, baie lief van gewees, maar hy was my grootste herinner en my grootste gewensaak. En weet wat doen hy? Hy gooi my in die water en op vee. Hy sê vir my swem of Frank. En hy draai my dood. Weet wat doen jy? Jy doggie paddle daar uit. Soos nog nooit van tevore nie. Het my maar daarvan geweet, eers na die tyd. Maar ek wil julle moet iets verstaan, dat daar sekere tye, wat iemand jou gaan moet instap.
gebruik Jesus se ma die geleentheid wat God haar gee om hom in sy bediening in te stap. Maar kan ek het vir jou sê, jy kan jou kind begin groot maak vir 'n bediening wat God in sy lewe het. Jy kan ons sien, hierdie ouetjie, hy hou van dit om hierdie te doen. Moedig hom aan, wat hy doen. En like die daai, so ons daai. Kan ek dink dat daar iets so seer moes wees vir Maria om by die voet van die kruis te staan en te moet kyk hoe haar kind vermik word nie. Kan ek iets môre sê, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ek sou wat ook jou motorfiets te hê, maar terwyl van die respect wat ek vir my maat sal hê. Hoekom sê ek so? Want sy het gesê, ek kry nie een nie. Ek's 50, kan hom koop. Maar sy het gesê, ek gaan nie, hoekom nie? Want sy wil nie by my verminkte liggaam in die hospitaal staan nie. En ek verstaan dit. Ek besef dit. Was Maria se verbasing dat alles wat sy gedoen het sy gedoen soos wat God wil hê sy moes doen. En nog steeds verloor sy haar seun, haar oudste. Baie snaakse ding, hy hang in die kruis, hy sê vir Johannes die geliefde, sê nie sy moeder is jou seun. So wat hy eintlik doen is maar hy is jou plaasvervanger. Jy kan nie 'n kind so vervang nie, maar hy sê vir hy is jou iets om aan vas te hou. Maar iets wat my tot vandag te dink is, soos Maria Magdalena, was die twee vrouens wat vroeg opgestaan het, om sy liggaam te gaan salf en te gaan toedraai en om te balsam. Jy sien die Bybel sê, as jy 'n man word, as jy groot word, begin jy jou vrou aankleef, jy verlaat jou ouer huis en die klas moet goed, dis hoe dit moet wees. Jesus het nie 'n vrou gehad nie, maar as hy sy ma moes bly aankleef, het ons 'n probleem gehad. Want as my seun uit die dood uit opgestaan het 'n ma se oogpunt uit. En ek weet hulle wil dit op dood gemaak en hulle sal weer op dood maak, wat gaan ek doen of ek probeer wegsteek? But sometimes you have to let go. Maar hoe mooi jou hart ook al as ek verstaan het, wil ek vandag vir jou sê, daar sekere dinge wat jy gedoen het, ma, wil jy maar dit hoor, daar sekere dinge wat ma gedoen het, toe ek so goed was, wat vandag maak dat ek hier staan. En ek wil vanmorgen vir elke ma sê, jy weet dit al nie, maar jy is besig om 'n fundament te lê. Vandaag die volgende Donald Trump, T.D. Jakes, wie ook al, die volgende groot naam. But it starts with you as a mom. So maar ek wil vanmorgen vir jou 'n gebed doen, maar voordat ek 'n gebed doen, wil ek jou vra, as jy jou moeder is, sal jy nou op jou voete staan, asseblief. Ek wil graag vir jou spesiale gebed doen vanmorgen. Nou voordat ons dit gaan doen, gaan ek vra dat die kinders van kom. Hulle gaan gou 'n Moedersdag geskenkie net vir jou kom gee. En ek kom sê, ma, ons waardeer jou.
baie keer geslaan en sê, is omdat ek jou lief en dan dink ek, jy lieg. Is dit nie waarheid? Kan ek het vanmorgen vir jou sê, ek waardeer elke plak slaan wat jy kan gee. Dit is die vormingsproces van 'n kind. Ek het eendag, toe staan ek, en ek vertel in my gemeente om ons stroom vir 'n ouderige tannietjie. Maar ek is baie lief vir haar, ek sê vir Jesus, my maak ons opgevoeder, ons is nie opgevoed nie, ons is opgevoeder, sy het ons geraai. En die tannie kyk my so, sy sê, pastoor, dink jy is 'n slegte mens? Ek sê van nee, tannie, glad nie, sy sê, nou hoekom wil jy nie besit vader? As jy weet iets werk, loyal. Ek wil vandag vir julle sê, my seun is vandag 25, baie liefvol. Hy het sy laaste pak op 18 gehad, 26, sorry Maurice. Hy het sy laaste pak op 18 gehad, en ek kom die laaste keer op die vuis gestaan. Maar wie wat? Hy het 'n ma gehad, wat opvoeding gedoen het met hom. En 'n snaakse pa, jy is lief vir jou kind en goed, maar jy bond nie voor julle nie omtrent. Jy is soos by 10, 12 kom. Ek weet nie hoekom nie, dis maar net 'n weird ding tussen man en kind. Dan bond jy eers reg met jou kind. Ons sal net kans met al die kindertjies, vir al die mamas uitgee. Is daar nog 'n mama wat nie gekry het, die steek op jou hand, ons sal net seker maak, al die mamas het gekry. Almal gekry, al die mamas? Goed. Kom staan so met ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil vanmorgen kom en sê, dankie vir elke mama wat vandag hier is. Here, ons wil vandag bid en sê dankie vir mense wat fondasies gelê het in hulle kinders se lewe, en dan is daar nog mamas wat nou fondasies lê vir kinders. En Here, ek wil vandag kom en ek wil bid en vra dat julle harte sal gee soos die hart van Moses se moeder. Want op 'n sekere stadium sy alles na vermoë gedoen om hierdie kind se lewe te red en te beskerm en om groot te maak in die vrese, maar daar was 'n sekere stadium was sy besluit gehad. Here, ek wil vandag bid en vra, leer ons om die onderskeid te tref van wanneer ons moet vassit en wanneer ons moet gaan. Dankie vir elke moeder wat hier is. En Here, ek wil vanmorgen kom en sê, aan U kom toe, al die lof en al die eer en al die aanbidding. En ek wil sê, dankie vir elke ma wat vanmorgen in hierdie godsgebou is. Here, dat hulle sal besef, hulle beïnvloed die volgende visiedraer wat kom. Is my gebed in die kostbare naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek wil die tyd neem vir die mans wat te voel, jy het of morgen niks gekry. Dit is jammer. Amen. Ek kan wel vir jou sê, as dit nie vir 'n ma was, dan was ons nie daar nie. As dit nie vir jou pa was, dan was jy ook nie daar nie. Jullie weet jy dit, is onbeheerd. Maar wat ek wel vanmorgen by elkeen van julle wil los is, dis interessant dat die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. Ek sê baie keer van ouers wat hulle kinders toelaat om te doen wat hulle wil. Ek sê hulle, wil jy hê jou kind moet oud word? Nee, want ek wil iets gaan doen nie. Ons laat baie keer dinge toe. En dan verwag ons en het antwoord. Respect word afgedwing van kleintyd af. Ek glo, my pa het gesê, daar's twee goed wat onvermydelik is. Respect en maniere. Dis nie onderhandelbaar nie. En
maak jou kind groot op daai manier. Op daai manier. Respek en maniere is nie onderhandelbaar nie. Amen. Staan saam.